In die antieke verbeelding was die berg 'n plek waar die lig bo ons aan die land kom raak het. 'n Plek waar God se wysheid en krag en selfs sy teenwoordigheid gevind kon word. Die Bybel begin met God wat die mense op daardie soort berg plaas en hulle aanstel om die land te bestuur en dit met God se seën te vul. Om op die berg te bly, moet hulle in God se wysheid vertrou. Maar in plaas daarvan, kies die mensdom hulle eie wysheid. So, hulle word van die berg verdryf en in plaas van God se oorvloed, vul hulle die land met geweld. Maar God beloof om sy seën aan alle nasies te herstel deur die kinders van een onvrugbare paartjie. Hy nooi Abraham op na die berg om aan hom hierdie seën te gee. Maar Abraham moet eers sy beloofde seun opgee. Die enigste manier om na die berg terug te keer, is om wat ons lewe noem, te verloor en die ware lewe wat God bied terug te ontvang. Abraham se familie groei en God nooi hulle almal om op die berg te wees. Maar van onder af is die berg skrikwekkend. Net Moses gaan op om God se wysheid te leer. So, God se bergteenwoordigheid kom eerder af om in Israel se kamp te kom leef. Nou reis die berg saam met hulle en hulle is uitgenooi om deur God se wysheid te lewe waar hulle ook al gaan. Wanneer koning Dawid 'n stad op 'n groot heuwel vestig, reken Israel se profete dat dit regtig die berg kon word met 'n koning wat in God se wysheid sou regeer en die seën aan al die nasies herstel. Maar weer eens raak Israel in geweld vasgevang en word van hulle huis verdryf. En so kom God eerder af na ons. Jesus kom die wêreld binne as een van ons en leer sy volgelinge om met God se wysheid te lewe en die oorvloed van God se berg met Israel en met die nasies te deel. En wanneer Jesus sy eie keuse moet maak, vertrou hy God sy Vader met sy eie lewe. En deur sy oorgawe word die opgestane Jesus die plek waar die hemel en aarde ontmoet. Hy word gekroon op die hemelse berg en bied lewe en wysheid en krag aan. En hy nooi sy mense om op te kom om God se wysheid te kies, sodat deur hulle God se seën na die hele land kan vloei. Ons missie by Bible Project is om mense te help om die Bybel as een verenigde verhaal te beleef wat na Jesus lei. Ons kan alles wat ons skep gratis weggee as gevolg van vrygewige mense soos jy, reg oor die wêreld. Jy kan ons hele videobiblioteek sien, al ons hulpbronne ondersoek en by ons aansluit by bibleproject.com.